Goeiedag en welkom. Soms tref die lewe ons so hard dat ons nie meer weet wat ons glo nie. 'n Droom bars uitmekaar, jy verloor iets kosbaar. En dan wat oorbly is 'n gevoel van verlamming en die gedagte is alles nou verby. Ons reis tans met die opgestane Jesus wat aan sy disippels verskyn. En as ons kyk na die disippels wat getraumatiseerd en verstote en bang in 'n vertrek wegkruip, dan sien ons dis presies waar die disippels hulle self bevind in Lukas 24. Jesus was dood. En alhoewel daar gerugte van 'n leë graf is hulle nog vasgevang in vrees. En dan skielik staan Jesus self tussen hulle. Lees saam met my. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met een staart tussen hulle en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie." Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. "Vrede vir julle," sê hy. Kan julle dink? Hy verskyn nie met oordeel nie, hy bring 'n eenvoudige, diep boodskap. Vrede vir julle. Nie, hoekom het julle nie geglo nie, of ek het julle mos gesê nie. Hy bring vrede in hulle verwarring, in hulle hartseer, in hulle verlore hoop. Hierdie vrede is nie 'n ontkenning van hulle pyn nie. Dit is 'n vrede wat kom juis omdat Jesus weet van pyn. Hy tree nie uit die donkerte nie, hy stap daardeur saam met hulle. Hy gee vir hulle sielskos, hoop in hierdie moeilike plek waar hulle is. En hy herinner hulle: "Wat julle ervaar is hartseer, seer. Ons steur baie saam, maar dis nie 'n verlore stryd nie, want ek is steeds hier." Daniela Strickland skryf in The Other Side of Hope dat daar 'n belangrike verskil is tussen hartseer en wanhoop. Ons dink dikwels, as iets breek, as dit seer is en ons kan dit nie regmaak of beheer nie, dan moet ons onsself oortuig dat alles eintlik op 'n manier oukei is. Op 'n manier is dit nie so sleg nie. Selfs al is dit valse hoop. Of ons moet maar erken dat alles wel verlore is en 'n manier vind om met die mislukking en die verslaandheid te leef. Maar Jesus wys, jy kan hartseer wees, jy kan rou, jy kan bang wees, jy kan eerlik wees met wat in en om jou aangaan. Dit gaan hom nie afskrik nie. Hy gaan dit ook nie teen jou hou nie. Hy ontmoet jou daar en hy wys jou, dis nie die einde nie. Dit kan dalk regtig so sleg wees soos wat dit voorkom en soos wat dit vir jou voel. En tog is dit steeds nie hopeloos nie. Jesus herinner sy disippels en vir ons ook dat hulle pyn werklik is. Dat wat gebeur het verskriklik was, maar dat dit nie 'n verlore stryd is nie. Hy vra vir hulle: "Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte?" Dis 'n uitnodiging, hulle hoef nie te bly in die worsteling waar hulle was nie. Hy nooi hulle in om weer te sien, om weer te glo, om weer te hoop. Jesus wys vir hulle sy hande en sy voete. Hy probeer hulle nie oortuig deur 'n wonderwerk of glorie of iets indrukwekkend nie, hy wys sy wonde. Dis in die plek van pyn wat geloof begin terugkeer. Die opgestane Christus is nie sonder littekens nie. Dis juist die wonde wat wys dat hy oorwin het. Nie deur pyn te vermy nie, maar deur dit te dra. So wys hy ook vir ons, vir jou en vir my, jou pyn is werklik, maar dis nie finaal nie. Dit beteken nie dat daar dadelik 'n deurbraak of 'n antwoord gaan wees nie, maar dit in daai kamer, waar jy dalk tussen die pyn en die uitkoms, tussen die pyn en die beterskap of die verligting, terwyl jy nog daar sit, dalk al vir jare, daar ontmoet hy jou. En daar kom herinner hy jou
Ek is nie net 'n idee of 'n gees nie. Ek is werklik hier. Ek is teenwoordig. Selfs in hierdie eenvoudige, maar moeilike oomblikke. Dalk ontmoet Jesus jou vandag in 'n moeilike plek. In die middel van jou verwarde hart, in die donkerte van verlies, in die stilte na die skok, in die aanhou probeer wat soms net te moeilik begin word. Jesus is hier. En hy bring nie altyd daai antwoord waarna jy verlang nie. Hy bring verseker nie kitsoplossings nie. Hy bring homself. Hy bring liefde. So wanneer jy nie meer verstaan nie weet hoe om te hoop nie, sê hy, voel aan my. Kyk, dit is ek self hier by jou. Die wêreld sê soms as dit gebreek is dit verby. Jesus sê, selfs gebroke dinge kan lewe, selfs wonde kan stories van oorwinning dra, selfs jou hartseer is nie 'n verlore stryd nie. Jesus is hier, selfs nou, in hierdie oomblik, en hy bring vrede. Hy verseker jou, al voel jy vergete, verwerp of oorweldig, jy het toegang tot hom. Jy is geliefd. Draai na hom en kyk, en voel en beleef. Dalk wil jy 'n eenvoudige gebed in jou hart dra vandag. Iets soos, Here Jesus, ek glo U is hier. Selfs nou. Hierdie is seer, uitdagend. Maar ek hou vas daaraan dat dit nie die einde is nie. Bring U vrede in hierdie plek, hier by my. Jy kan daai gebed verkort, en jy kan dit herhaal, soos wat jy draai na die opgestane Jesus wat ook vir jou ontmoet. Amen.